'n ketting dus. Nee, werk die ding actually. Okay. Ek is hier by Henry. Nou, hy het nou so 2 jaar terug begin om hierdie goeders wat hulle nou al 'n paar jaar se R&D en alles die goed begin bou het. En hy het intussen tyd weer begin boer. En toe het hy daai ding dik deur al sy lande gesleep die afgelope seisoen ensovoorts. Kom ons vind 'n bietjie uit wat se ervaring gewees. Waar pas daai ding presies in jou boerdery? Wat se moets en die moenies nie? Waarna moet jy kyk? Hoe werk die storie? En daai 7 meter is eintlik actually bekostigbaar. Kom ons luister. En hoe lyk dit? Kan jy, André? Nee, doodstil, rustig. Okay. So, eerste ding, jy en jou ketting dus het hierdie jaar mekaar mooi leer ken, né? Nee? Ja, verskriklik. Getroud met hom gewees. Vertel my gou, hoe die opset hier by jou gelyk en waar het jy die ketting dus gebruik? Ons begin daar. So André, een van die goed wat uitdaging was, die land het teruggekom met sonneblommateriaal, wat ons nou graag uit die pad uit gekry het. So daar het hy sy eerste ronde gehardloop. Ons het gedink ons gaan hom net uit die pad uit laat ons kan begin kalk strooi. Ja. Ons moes baie regstellings gedoen het, so ja, en dan natuurlik weer die kalk toemaak, kunsmis toe wat ons uitgestrooi toemaak. Jy het actually plekke gehad waar daar kwai waar die stroopers vasgesit het. Baie slote en daai. Jy weet hoe hard was die stroopseisoen 2025. Dit was 'n gesukkel, baie stroperspore. Dit het hy goed gedoen. So ons moes dit in elk geval So hy het gehelp om daai spore mooi toe te maak. Spore, spoelslote, jy noem dit. Hy kon dit baie effektief doen. Meer effektief as wat ek gedink het hy kan doen. So ons het hom vir 'n klomp sulke aspekte gebruik, onkruidbeheer, jy weet, ons het baie opslag sonneblom gehad wat gestimuleer was deur die inline ripper met daai counterstelsel wat ons opgehad het. Wat goed was want ek het nie met sonneblomme nou gesukkel nie. Ons het dit gestimuleer opgekry en ons het hom gebruik om dit uit te werk. Nou, ek meen hierdie is 'n betreklike nuwe bewerking, nê. Nee, as ek dit so kan stel. In die Suid-Afrikaanse konteks, hy's nou maar net eers 'n paar jaar wat die tipe bewerking op die mark is. En soos enige ding, dink ek, leer ons nog langs die pad presies waar pas hy in. Wat was jou ervaring? Waar het jy limitations gesien? Waar het jy gesien waar werk hy glad nie? Waar werk hy baie goed? Kyk Andre, die groot uitdaging met hom was moenie doen wat ek gedoen het nie. Om so baie sleep. Dit is hoeveel keer het jy met hom oorgegaan? Ja, seker 4 keer alles. Ja. Moenie dit doen nie. Ja, want ja, maar die temptation is daar, né? Want onthou, dis 'n vinnige bewerking, hy gebruik nie baie diesel nie. Dit is een van die redes hoekom ek dit op die ou end gedoen het, jy weet. Die lander kry groen skynsel ag en sleep die ketting dis. Ja. Dus chop en sit ons nou klaar. Jy weet, jy raak baie effektief as jy dit doen. Weer eens daai versoeking wat jy nou net gesê het, die versoeking was daar. Ander ding ons wou graag hektare op hom gesit het. So ons het hom reg hierdie seisoen, van die begin toe die oeste af is tot planttyd. Ons het hom saadbed selfs gemaak. Maak 'n goeie saadbed, maar as jy hom te veel gaan gebruik, dan jy werk die grond, kom ons noem daai boonste 100 mm ultra fyn. Ja. En dan vorm hy 'n verdigtingslaag daar. Veral nadat ons gerib, ons het eintlik ons ribbewerkingsprys gegee op die ou end, om 'n blad te vorm so vlak. So een ding wat ek wil sê is moenie so baie gebruik in 'n seisoen nie. Of as jy doen, geforseer is, sit net iets wat bietjie dieper as hy gewerk het. Kom ons sê 100 mm dieper, net om weer daai kompaksie te verhef. Laat jy net daai besigheid kan optel. Want soos ek verstaan, ek meen jy het hierdie Razor skottels wat joune is, wat jy letterlik gepatenteer het, en hy help tog om as jy hom die eerste keer sleep om nie daai verdigtingslaagie nie, maar ek meen as jy dit te veel gaan doen, dit gaan selfs nie eens meer help. En dit was ons uitdaging. Ons het dit te veel gedoen. Nou, die effekte, jy weet, wys nou. So okay, maar ek meen so die nice ding is so leer jy uit die goeders uit en jy kan ten minste vir die ouens sê, hoor hierso, maar hierso is waar hy werk, hierso is waar hy nie werk. Kyk Andre, ek moet vir jou sê, ek dink nie ek persoonlik sal nie my eie een meer verkoop nie. Jy gaan hom nodig hê. Ja, hy is nou daar. Nee, ek sou waar ek nou staan sal ek weer een. Ek bou hulle daarom so kan, maar ek sou weer vir myself een gebou het. As ek my net op by miskikking. Want dit is so 'n ding wat 'n paar ouens gesê het, luister, ja, dis half 'n
flavor of the month en is 'n ding wat weer gaan oorgaan, maar dit wat jy gedoen het, reken jy dat dit actually 'n plek het in jou boerdery? Natuurlik. Roundup is nie meer goedkoop nie. Jy weet, nou sit jy in die middel van die winter. Jy weet nie wat te doen nie. Hoe gaan ek daai land tackle? Hoe gaan ek daai bewerking waar dit effektief is? Jy weet waar dit koste-effektief is en dan gaan 10 enige opvolgbespuiting nadat En jy wil nie van al jou materiaal ontslaa raak. Jy wil nie van al dit ook. Jy wil nie van en hy werk lekker in materiaal want hy werk dit nie weg nie. Hy werk dit in daai vlaksone in. En een voordeel van hierdie razors is hy sny materiaal weer baie fyner as 'n ronde skottel. So jy kry daai fyn materiaal wat vinnig afbreek. Dit is darm daar. Nou okay, jy het nou in die verlede het jy die halwe een gedoen, halwe ons doen dit nog steeds. Nee, ja. En ja, die halwe ene wat kom ons noem met jou budget ene is. En dan hierdie is nou 'n wat, 'n 7 meter. 7 meter, nee? ja. 7 meter volketting dus. Gee my net so vinnige oorsig. Wat is uniek op hom? So Andre, eerstens, kyk hierdie is nou ons eie ketting, ons het die ketting ontwikkel. Dit was ook maar weer in 'n proses, jy weet 'n 2 jaar proses om die ketting in produksie te kry, te toets, veranderingkies te maak. Om dit te laat kaas kon ons 'n swaarder ketting bou. So hierdie ketting byvoorbeeld is 72 kg 'n meter met die razorskottels op. Wat 'n lekker swaar ketting is vir 'n standaard skoon onbelaste ketting as ek dit kan noem. Dan kan ons natuurlik sy gewig druk deur om gewigte by te sit tot as ek reg onthou 119 kg. So jy kan 'n ketting opsit wat ongelooflike penetrasie het. Maar ek moet vir jou sê met hierdie razors, ek dink nie jy gaan hom wel swaarder maak as wat hy is. Maar nee, dit wat hy is klaar aggressief genoeg. Hy werk klaar goed genoeg. En sê gou vir my prysgewys, nê, want dit soos ek verstaan, is jy redelik goedkoper as die ander ouens in die mark wat prys aanbetref. Hoeveel omtrent is hy goedkoper as die res? Ek wil jou sê ons is 50% die prys as ek nou so vinnig moet skat en wat ek gehoor het van die ingevoerde masjiene. 50 tot kom ons sê 70% van die prys, ons is in daai jy weet daai in daai koers. In daai koers. Ek dink en dis die ironie van ketting, dis ek dink omdat hulle meer populêr het nie, is jou daai intreeprys, jou intree tot jou eerste ketting dis was 'n swaar finansiële besluit. Jy weet, gaan dit vir jou werk, gaan dit nie vir jou werk nie, maar dis 'n stewige finansiële belegging wat jy moes doen om daai kans te vat, om uit te vind gaan die masjien in my boerdery pas. En ek dink dis een rede hoekom ons minder van hulle gesien het is wel, hulle was nie so bekostigbaar nie. Ja, ek dink nou maak ons daai intree baie makliker. Dis nou die ding, ek het nie meer nodig die kans wat ek vat is nie meer so duur nie. Nee, dit is nie. En ek dink vir die prys wat ons nou aanbied en hoe effektief die masjien werk. Dis is eintlik 'n baie goeie waarde toevoeging tot 'n boerdery. Het jy hom gebreek gekry? Natuurlik het ons hom gebreek gekry. Nee, ons het aspris, jy weet, ek wil scenario, daar's 'n groot diep spoelsloot. Ja. En ek wil sê moenie afslekkie. Kom ons kyk wat gebeur, want dis wat gaan gebeur by 'n boerdery. Jy weet, pale gehak met hom. Dis 'n groot masjien en as 'n drywer nie gewoond is daar nie, dan snaakse goed het hulle reg gekry. Maar oor die algemeen neem ek aan dis wat julle dan doen met alles is om die goeders ordentlik te toets in die boerdery. In die verlede het ons dit by kliënte gedoen. Nou het ons daarmee voorreg om dit self sommer gou vinnig. Nie vinnig te doen nie, maar te doen. Wat se sizes kry ek om oral in? Ons het die 10 en 7 meter ontwerp klaar afgehandel. Ja. So hulle is in produksie, ons vervaardig hulle al. En dan ons werk nou aan 'n 14 meter volgende. So ek dink nie dit gaan vir 2026 reg wees nie, want dit is eers 'n masjien in 'n raam wat getoets moet word. Ja. So dit lyk meer soos 2027 wat ons right, so 10 en 'n 7 vir hierdie seisoen, ja. En kan ek die halwe een ook kry? Jy kan nog steeds die halwe een kry. Baie geleer uit hom uit ook. So ja, en ook maar 'n paar veranderinge gemaak. Uitstekend, Henry. Dankie baie. Okay, so as jy wil ketting dus, nee, kom met hulle in kontak. Soos hy sê, daai ene jou barrier to entry is nie so groot nie. Nee. Baie minder. So jy weet, okay, right, die kan jy dalk 'n kans vat en nou kan jy sommer uit hulle foute uit ook leer. Gaan 1 keer of 2 keer, maar nie 4 keer gaan nie, nee. Ja, moet jy weer rip. So, dis die van Farm Spice af. As jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak. Tot volgende keer. Groete.